Goeiedag. Ons gesels vandag oor hoe om ons angstigheid te oorkom deur om die regte fokus te hê. Dink weer eens aan Petrus wat uit die skuit geklim het en op die water na Jesus toe geloop het, en dit het goed gegaan solank as wat Petrus sy oë op Jesus gehou het. Maar die oomblik toe sy fokus verkeerd was en na die wind en die golwe gekyk het, het hy gesink. Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 31 tot 34 die volgende: Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al die dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al die dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. En die ongelowiges weet nie dat hulle ook uit die hand van God lewe nie. Daarom vertrou hulle nie vir God nie, en hulle dank God ook nie vir alles wat hulle uit sy hand ontvang nie. Hulle lewe in angstigheid. Ons wat in Jesus glo, het nie soos hulle angstig word nie. Ons het vir God te danke aan Jesus Christus ontmoet. Ons ken hom nie net nie, ons is sy kinders. Ons weet dat ons in alles van God afhanklik is, en dat ons elke dag uit sy hand leef. Daarom moet ons ophou om na die wind en die golwe rondom ons te kyk en angstig te wees. Al wat ons moet doen, is om ons oë op God te hou. Ons sal dan ook nie werk om ons angstigheid te verminder soos wat die ongelowiges te doen nie. Ons sal werk om God te dien. Hoe doen ons dit? Deur om vir God en sy koninkryk te soek en om daarvoor te werk. Ons bid mos in dieselfde gebed waar ons bid vir ons daaglikse brood, dat God se koninkryk sal kom. Inteendeel, ons bid vir die koninkryk van God voordat ons bid vir ons eie brood. Dit beteken dat ons hande nie so gebind is deur ons skarrel om 'n lewe te maak nie, maar dat ons die vryheid het om ook betrokke te wees by die kerk, die verkondiging van die evangelie, die dien van ons medegelowiges en alles wat God in sy koninkryk vir ons vra. Ons fokus sal nie die maak van geld wees en dit in alle koste te kry nie, maar God se geregtigheid. En die geregtigheid van God is een van die belangrikste kenmerke van God se koninkryk. Die Bybel leer ons wat die geregtigheid van God is. Dit gaan oor God se geregtigheid in die huwelik, in die gesin en in alles wat in die huis gebeur en in die kerk en by die werk en oral waar ons beweeg. Dit is omdat ons nie genoeg op God vertrou nie, dat ons nie betrokke by die kerk wil wees, en hoekom ons nie daarna streef om gereeld by die eredienste te wees nie, en hoekom ons gesinne en ons verhoudings tussen ons huweliksmaat en ons kinders verbrokkel. Ons dink byvoorbeeld dat as ek dit nie doen nie, of dat nie doen nie, dan gaan alles in mekaar inval. By die huis en in die huwelik en oral waar ek gaan, ek moet hierdie dinge doen. En dan kom ons nooit uit by die dinge van die koninkryk van God nie. Soek vandag God se koninkryk en sy geregtigheid. Doen ook jou werk getrou en reg, en vertrou dat God môre sal voorsien wat jy nodig het. Elke dag het sy eie probleme, maar God weet dat jy hierdie dinge nodig het. En hy sal dit vir jou gee. Vertrou God en soek hom bo alle dinge. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, vergeef asseblief ons klein geloof, help ons om in U te vertrou en om eerstens bo alle dinge U koninkryk en U geregtigheid te soek. Ons weet dat U ons hemelse Vader is, wat alles vir ons sal gee wat ons nodig het. Amen.